As ek vir jou vandag sou sê, die manier hoe om te wen is om op te gee, of die manier om ryk te word is om alles wat jy het weg te gee, dan gaan jy heel waarskynlik vir my sê, maar dit maak geen sin nie. En tog sê Jesus iets wat net so vreemd klink. Hy sê vir ons in Matteus 10 vers 39, hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, en hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Nou, hoe verloor 'n mens jou lewe en vind dit dan? Dit klink amper soos 'n teenstrydigheid, asof dit nie mooi sin maak nie. Maar dis eintlik een van die wonderlikste waarhede wat Jesus ons ooit geleer het. Die wêreld leer ons mos van kleins af. Bou jou eie koninkryk, volg jou eie hart, doen wat jou gelukkig maak. Plaas jouself eerste, want alles draai om my drome, my planne, my sukses, my geluk. Maar Jesus draai daai hele manier van dink op sy kop. Hy sê, as jy jou lewe probeer vashou, as jy alles wil beheer, as jy net vir jouself leef, as jy jou eie wil bo God se plaas, dan gaan jy uiteindelik alles verloor wat regtig saak maak. Hoekom? Omdat ons geskep is vir iets groter as net onsself. Ons is geskep om God te ken, om hom lief te hê, om hom te volg, om 'n verhouding met hom te hê. En wanneer 'n mens dit verruil vir 'n lewe wat om onsself draai, waarvan ons die middelpunt is, dan verloor ons die doel waarvoor God ons gemaak het. Maar dan kom Jesus met hierdie ongelooflike belofte. Hy sê, hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Jesus kom vra nie hier dat ons onsself moet vernietig nie. Nee, hy nooi ons om ons lewe aan hom toe te vertrou. Dis soos iemand wat krampagtig aan 'n ou stukkende reddingsboei vasklou, terwyl 'n reddingsboot reg hier langs hom stop. Draai net om. Kyk net, die reddingsboot is hier by jou. Solank hy weier om die ou boei te laat los, kan hy nie gered word nie. Eers wanneer hy laat los, kan hy werklik lewe. Dis wat Jesus bedoel. Om jou lewe te verloor beteken om jou eie wil, jou trots, jou eie beheer in God se hande te plaas. En juist daar ontdek jy ware lewe. Nie 'n makliker lewe nie, maar 'n voller lewe. 'n Lewe met 'n doel, 'n lewe van vreugde, 'n lewe van hoop en 'n lewe met 'n ewige bestemming. Miskien hou jy vandag vas aan iets wat Jesus vra jy moet laat los. Sonde, bitterheid, miskien 'n verhouding, 'n droom wat vir jou belangriker geword het as God. Of dalk probeer jy net eenvoudig alles self beheer. Jesus sê nie dit gaan maklik wees om te laat los nie, maar hy beloof ons dat as ons laat los, dan sal ons hom vind. Want iemand wat sy lewe aan Christus toevertrou, verloor uiteindelik nie. Nee, inteendeel, hy ontdek waarvoor hy nog altyd geskep is. Hy ontdek sy skepingsdoel. Die wêreld sê, leef vir jouself. Jesus sê, leef vir my. Die wêreld sê, vat. Jesus sê, gee. Die wêreld sê, ek moet alles beheer. Jesus sê, nee, vertrou my. En deur die geskiedenis het miljoene mense ontdek dat Jesus reg was. Want toe hulle lewe aan hom oorgegee het, toe het hulle eers regtig begin leef. Want die lewe waarvoor jy geskep is, word nie gevind deur aan jouself vas te hou nie. Dit word gevind deur jou hand in Jesus in te plaas. As jy vandag kies om jou lewe volkome aan Jesus toe te vertrou, skryf vir my in die kommentaar, my lewe behoort aan Jesus. Here, baie dankie dat U vir my nooi om my lewe prys te gee. My wil, my eie ek prys te gee, ter wille van U. Hier is ek, Here, hier is my lewe. Neem dit, word U daardeur verheerlik. Maak my en vorm my, soos wat U my wil hê. Amen. Ek wil jou vra om asseblief hierdie video te deel met iemand vandag. Share dit, like dit, subscribe as jy nog nie het nie, en word 'n member van die kanaal. Dit sal so baie vir my beteken en dit help my om in die bediening voort te gaan. Totsiens.